Amen. As jy jou Bybel saamgebring het, maak dit vir my oop daar by Numeri 32 en ons gaan net een versie lees. Numeri 32 vers 23. Numeri 32 vers 23. Hou jou plekkie net daar. Ons gaan dit wel net nou doen. Ek wil vanmôre 'n bietjie met jou praat oor die tema, die PQ van sonde. Die PQ van sonde. Nou, gistermiddag, toe vra ek vir Zia, as ek vir jou sê die PQ van sonde, waaraan dink jy? En sy sê, miskien die klerewinkel, daar die PQ winkel in die mall, maar dis nou nie waaroor ek vanmôre met jou wil praat nie. En miskien dink jy, waarmee is die pastoor weer vanmôre besig? Maar kom ek gaan jou verduidelik. Wie weet wat beteken PQ? Kom ek gaan jou 'n bietjie 'n idee of 'n clue gee, so wat die Engelse man sê. Dink vir 'n oomblik aan 'n restaurant of aan 'n spyskaart. Wie weet nou waarvan ek praat? Nou kom, ek weet dis die restaurant in Hartbeesfontein nie, so kom ek verduidelik vir jou. Wanneer ons na 'n restaurant toe gaan en jy dalk lus is vir 'n lekker beefstuk. Mervin, jy weet nou waarvan ek praat, man, 'n heerlik. Nie daardie 250 gram wat die Spur verkoop nie. Ek praat nou van 'n behoorlike beefstuk. Of miskien is jy lus vir 'n lekker groot stuk vis of 'n lekker stukkie kreef. Dan kom jy by die restaurant en dan kyk jy die spyskaart en dan staan daar kreef en dan is daar nie 'n prys nie, dan staan daar PQ. Wie weet nou waarvan ek praat? Dit beteken dat die prys kan verskil. Die prys is nie altyd beskikbaar nie. En voordat jy hierdie beefstuk of hierdie kreef bestel, moet jy tog 'n bietjie met jou kelder praat en vir hom sê, wat gaan hierdie stuk my kos? Want die prys hang af van die beskikbaarheid, die prys hang af van die seisoen, die prys hang af van hoe groot die kreef is en hoe duur dit was in die seisoen. Die prys van dit is nie nou beskikbaar nie. En ek wil vanmôre 'n bietjie met jou praat oor die PQ van sonde, want hoor gou wat my hart aangaan vanmôre. Partykeer doen ek en jy sekere dinge sonder om te weet wat die kostes daarvan gaan wees. Maak dit vir jou sin? En jy moet mooi versigtig wees wanneer jy hierdie groot beefstuk bestel, want wanneer jy die rekening kry, gaan jy dalk net skorrelgoed moet was, want jy het nie rekening gehou dat die prys dalk baie hoër gaan wees as wat jy wou en kan betaal nie. En baie keer in ons lewens is ons besig met sekere dinge, ons is besig om sondes te hanteer in ons lewens, ons is besig om sondes te akkommodeer en ons weet nie wat die kostes van sondes is nie. En dalk moet ek en jy vanmôre op 'n plek kom wat ons 'n bietjie gaan vra, maar wat is die kostes? Wat is die PQ van die sonde waarmee ek op die oomblik besig is? Waarmee is ek besig? Ek het dit al iewers te gesê, maar in hierdie week ry ek verby 'n huis daar in Wilkoppies en daar's 'n groot bord voor sy yard wat sê, is jou sondes die hel werd? Het jy daai bord gesien? Hy's daar in Jan van Riebeeck weg. En partykeer wonder ek, as ek en jy 'n weegskaal kan vat, en ons die sondes in ons lewens kan hierdie kant sit, en die genot wat ons daaruit kry, aan hierdie kant gaan sit, is die genot wat jy uit dit uit kry, die moeite werd? Ken jy die kostes? Weet jy wat die PQ van die sonde is, waarmee jy besig is? Nou, hy sal sê, die pastoor is al weer op 'n mission, hy praat oor sondes en hy praat oor vermaan, maar dan moet jy volgende Sondag kom, want volgende Sondag gaan ek met jou praat oor die hemel. Die hemel, moet dit nie mis nie. En daarom wil Paulus ons vermaan, ons moet die bewustheid kry dat sonde kos 'n prys, sodat ons kan hemel toe gaan, want dit is tog die doel van kerk, om jou op 'n plek te kry wat ons gaan hemel toe gaan. Wie gaan hemel toe? Kom aan. Ok, daarom so 'n helfte. Nou, hierdie geleesde gedeelte in Numeri 32 is 'n baie mooi gedeelte. En ek weet baie min van ons lees uit Numeri, dis nie 'n lekker boek nie, maar Numeri hoofstuk 32 is die verhaal waar die volk op pad is na die beloofde land toe. Dis die volk van die Here, uit hulle losgekoop uit slawerny. Hy vat hulle na die beloofde land toe en hier hoofstuk 32 is die volk op die oomblik net hier by die Jordaanrivier. Hulle gaan binne 'n paar dae gaan Josua oorneem en hulle gaan oor die Jordaan gaan en die grootste oorlog van hulle lewe is voor hulle. Hulle moet Jerigo gaan inval. Hulle moet rondom die mure gaan loop, hulle moet hierdie reëse gaan konfronteer. En dan kom Reuben, die stam Reuben by Moses en hulle sê 'n verskriklike ding. Hulle sê, Moses,
In hierdie 40 jaar wat ons deur die woestyn gereis het die stam Reuben uitermate ryk geword en het ons baie vee, het ons baie beeste en dit gaan met ons ongelooflik goed. En dan kom Reuben by Moses en hy sê hierdie verskriklike ding. Hy Moses, kan ons nie maar aan hierdie kant van die Jordaan bly nie? Kry gou die prentjie. Moses raak ontsteld, Moses raak kwaad met goeie reg. Die Here het hulle losgekoop. Die Here het hulle deur die woestyn gevat vir 40 jaar. Hy het gesorg vir manna en kwartels. Hy het die beloofde land op 'n skinkbord vir hulle gegee en Reuben kom en hy sê, "O Moses, ek het genoeg bymekaar gemaak. Ek wil eerder aan hierdie kant bly. Ek wil nie die beloofde land sien nie." En toe Moses ontstel word met goeie reg, toe maak Reuben 'n belofte aan Moses en hy sê, "Moses, kom ek gaan jou 'n deal aan." Ons hou mos van deals maak. Hy sê, ek sal my vrouens en my kinders aan hierdie kant van die Jordaan los, en dan gaan ons sterk manne saam met jou oorlog voer, om die Kanaan en die beloofde land in te neem. Ons sal daar by jou bly, totdat ons die beloofde land gekry het, en dan sal ons na ons vrouens en kinders toe gaan. En dis waar ons vers 23 optel. Numeri 32 vers 23. Hy sê, maar Moses is aan die woord, as julle nie so doen nie, hy praat met die stam van Reuben, hy sê, maar as julle nie so doen nie, kyk, dan sondig julle teen die Here, en weet dan, dat julle sonde julle sal uitvind. Moses sê, ek hoor jou hart Reuben, ek hoor wat jy hier sê, maar as jy teruggaan op jou woord, as jy nie saam met ons gaan veg nie, as jy gaan selfsugtig wees en hierdie kant gaan bly, as jy gaan sonde doen, om die belofte wat jy gemaak het, nie gestand sal doen nie, sê hy die verskriklike woorde, hy sê, en weet dan, dat jou sonde uitgevind sal word. Moses sê, hoor hier Reuben, dis reg, jou stam kan saamkom veg, julle kan teruggaan, maar daar's 'n prys vir sonde, daar's 'n prys, is jy bereid om die prys te betaal, as jy nie jou woord gaan hou nie, as jy nie gaan reg lewe nie, as jy ongehoorsaam gaan wees, sal die Here dit uitvind, en die prys vir sonde is te hoog. 'n ander vertaling sê dit mooier. Hy sê, maar as julle nie julle belofte nakom nie, oortree julle teen die Here en moenie 'n fout maak nie. Die Here gaan beslis sondes straf. Moenie 'n fout maak nie, sê hy. Die Here sal beslis sonde straf, want sonde het 'n prys. 'n ander vertaling sê dit nog mooier. Hy sê, as julle egter nie doen wat julle beloof het nie, doen julle sonde teen die Here. Weet dan dat julle sonde aan die lig sal kom. Niks wat julle kan doen, die stam van Reuben, niks wat julle gaan doen nie. Julle dalk planne om net die helfte van julle manne te stuur. Julle het planne om selfsugtig en ongehoorsaam te wees. En Moses sê, as julle gaan sondig, gaan jou sonde aan die lig kom. En dis 'n duur prys om te betaal, as jy sondig teen die Here. En daarom wil ek jou terugbring na Februarie 15, 2026. Ek en jy is ook die volk van die Here. Die Here het ons duur losgekloop. Hy het ons deur hierdie pad gevat, en die volk van die Here, ek en jy, is ook vanmôre op pad na ons beloofde land toe. Ons is op pad hemel toe, en die Here wil vanmôre by ons kom stil staan en sê, luister gou, dit is rof daar buite, dit is woes daar buite. Die volk van die Here is voor die beloofde land. Die belangrikste geveg van ons lewens is op hierdie oomblik aan die gang. Die ligte en die duisternis. En die Here wil sê, pas op waarmee jy besig is, pas op wat jy doen, pas op die sondes wat jy in jou lewe in hierdie laaste fase gaan hanteer en gaan doen, want daar's 'n prys vir sonde, en as jy nie die prys van sonde ken nie, kan jy dalk eendag net sê, dit was nie die moeite werd nie. En daarom wil ek vanmôre vinnig bietjie met jou gesels oor die PQ van sonde, die prys van sonde, sodat jy 'n ingeligte besluit kan maak of jou sondes die hel werd is. En daar's net so 7 dingetjies, en ek weet daar's baie meer, maar die Here het op my hart gelê om vanmôre met jou te praat oor hierdie 7 kostes, hierdie 7 pryse, en ek hoop jy gaan hoor vanmôre, want dit is nie ek wat met jou praat nie. Ek is maar net die Here se mondstuk, sy instrument,
Dan mag jy vanmôre hoor wat die Gees van die Here sê. In die eerste plek, sonde kos 'n prys. En die eerste sonde en die eerste prys is skeiding. Skeiding. Sonde bring skeiding. Hoor gou mooi. Die gevolg van sonde is in elk geval groot. Dis in elk geval duur. Maar wanneer daar skeiding tussen my en God kom, is dit 'n duur prys. Ek weet nie van jou nie. Ek wil nie hê dat daar enigiets tussen my en die Here moet kom nie. Jesaja 59 vers 2 sê. Hy sê maar julle ongeregtigheid, julle sonde het 'n skeidsmuur gebring tussen julle en God. En julle sonde het die aangesig van die Here van julle verberg, sodat hy jou nie kan hoor nie. Die boodskap is vanmôre duidelik dat wanneer ek en jy sondes in ons lewens akkommodeer, dat sondes 'n skeidsmuur tussen my en jou, tussen God en ons bring. En daardie skeidsmuur beïnvloed ons vrede, beïnvloed ons intimiteit, beïnvloed ons verhouding, dit beïnvloed ons gemeenskap met die Heilige Gees en daar kom 'n skeiding. Ek weet nie van jou nie, maar ek kan nie toelaat dat sondes van die wêreld 'n skeiding bring tussen my en die Here nie. My gebed voel droog, my aanbidding vervlou, my gewete word afgeknap, dit word makliker om sondes te doen, want die Here kyk nie na my nie, hy kyk nie op my nie, dat 'n skeiding gebring, daar's geen kontak nie, daar's geen gesprek nie, daar's geen liefde nie, dis afgekap, en ek het gekom om vanmôre vir jou te sê, moenie dat dit wat jy mee besig is, 'n skeiding maak tussen jou en die Here nie, die prys is net te groot. Maar ek het ook goeie nuus vir jou. Efesiërs 2 vers 13 sê, maar nou in Christus Jesus het julle wat ver was, vir julle wat ver was, het naby gekom deur die bloed van Jesus Christus. Al het die sondes wat ons gedoen het 'n skeidsmuur gebring tussen ons en God die Vader, sê Jesus, ek het gekom deur die bloed van die lam en ek het daardie skeidsmuur afgebreek, dat jy wat ver vroeër was, het nader gekom, net deur genade en deur die bloed van Jesus Christus. Ja, sonde het 'n prys, dit bring 'n skeidsmuur, maar daar's goeie nuus vanmôre, die evangelie, dat Jesus breek skeidsmure af deur die bloed. En al wat jy vanmôre moet doen is sê, Here, hier is ek, vergewe my. Kyk waarmee is ek besig, Here. Die skeidsmuur het hoog geword. Breek dit af deur die genade en die liefde van Jesus Christus. Nommer 2. Die tweede prys wat jy sal moet betaal. Sjoe, sonde bring die dood. Ek weet jy weet dit, maar verdra my vanmôre. Onthou jy Genesis 2 vanaf vers 17? Dis daar in die tuin van Eden, is die eerste keer wat God die Vader kom met 'n waarskuwing. Hy sê, want as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Dis asof God die Vader kom, heel vroeg in die skepping, heel vroeg in die Bybel, en hy sê, daar's 'n koste wat betaal moet word, wanneer jy sonde doen. Die sonde is eenvoudig, die sonde bring die dood, letterlik en figuurlik. Romeine 6:23 sê, want die loon van die sonde is die dood. Die loon betaal altyd uit. Die loon vergeld altyd. En as hy betaal, is dit lelik. Dis die dood, dis ewige skeiding. Dit is ver van God af. En ek het gekom vanmôre met 'n boodskap om vir jou te sê, moenie dat dit waarmee jy besig 'n skeidsmuur maak nie, maar moenie ook dat dit 'n dood in jou lewe kom veroorsaak nie. Hoor gou wat sê Jakobus 1 vers 15, hy sê, daarna, as die begeerlikheid ontvang het, dan baar dit sonde, en as die sonde tot 'n volle ontwikkeling gekom het, dan bring dit die dood. Sonde begin altyd met 'n gedagte, dit begin met 'n begeerte, dit begin met iets wat jy doen, maar dit eindig altyd dieselfde, dit bring eenvoudig dood. Maar ek het ook vanmôre vir jou goeie nuus. Hou jy van goeie nuus? Ek hou van goeie nuus. 1 Korintiërs 15 vers 22, hy sê, want soos hulle almal in Adam gesterwe het,
so sal ons almal ook lewend gemaak word in Jesus Christus. Sonde maak dood, maar Jesus maak lewe. Jesus het die prys betaal en maak nie saak hoe groot, hoe donker, hoe eenvoudig, moeilik jou sonde was nie. As jy dit in die lig bring, dan sê Jesus, ja, die sonde bring dood, maar ek bring lewe. En miskien moet jy vanmôre op 'n plek kom om te sê, Here, ek is moeg vir die dood in my lewe. Ek is moeg vir die dood om in my omstandigheid. Ek is moeg vir die dood wat die sonde in my lewe veroorsaak het. Maar vanmôre wil ek uitkyk na Jesus, want Jesus, U sê U bring lewe, en as ek lewe bring, bring dit ek in oorvloed. Die derde prys wat ek en jy, onthou ek praat altyd eers met myself. Die derde prys wat ek en jy gaan betaal vir ons sondes, dit maak ons skaam. Dit maak ons skaam. Genesis 3 vers 3. En hulle, hy praat van Adam en Eva, het die stem van die Here gehoor terwyl hy wandel in die tuin en in die aandwindjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg van die aangesig van die Here, want hulle was skaam. Wanneer ek en jy sondes doen, wanneer ons iets gedoen het waarvan God nie hou nie, en wat ons ver van God bring, wat 'n skeiding gemaak het en wat dood gebring het, weet jy wat gebeur? Die kinders van die Here word skaam. En dan wil ons nie tussen mense wees nie. Ons wil nie eers bid nie. Ons wil nie kerk toe kom nie. Ons wil 'n klomp dinge wil ons nie doen nie. Ons wil eenkant wees. Hoekom? Want ons het skaam geraak van dit wat ons gedoen het. Ons onskuld verander in skaamte. Ons vrymoedigheid verander in 'n vrees en ons gemeenskap met die Here verander in 'n wegkruipertjie speletjie. En wanneer jy skaam is oor jou sonde, dan beteken dit net vanmôre een ding: ek is skuldig. En wanneer ek skuldig is, dan wil ek wegduins van die aangesig van die Here. Ek wil wegkom van die kinders van die Here, want Here, ek is skaam. Here, ek het dit nie gemaak nie. Maar ek het goeie nuus vanmôre vir jou. Genesis 3 vers 9 sê, en toe roep God met 'n stem en sê, waar is jy? En maak nie saak hoe groot jou sondes is nie, maak nie saak hoe ver het jy weggetrek nie, maak nie saak hoe skaam is jy vir dit wat jy gedoen het nie. Elke keer as jy dit gedoen het, dan sê die Here, waar is jy? Ek roep jou, ek soek jou, kom na my toe. Ek weet jy het sondes gedoen, ek weet jy het verkeerde dinge gedoen, maar kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, want die Here vergewe elke keer as ek en jy berou het. Genesis 3:21 sê so mooi, hy sê, en die Here het vir die mens en die vrou klere gemaak uit vel uit, om hulle skaamte te bedek. Weet jy wat doen die Here? Hy roep mense wat sonde doen. Hy trek hulle aan met heerlikheid. Hy kom vul hulle met sy bloed, want God bedek skaamte. God vergewe elke keer. En maak nie saak hoe groot jou sonde is nie. Maak nie saak hoe skaam het jy geword oor dit wat jy gedoen het nie. Hoor vanmôre die roepstem van die Here. Wat vra, waar is jy? Kom na my toe. Ek wil jou skaamte toemaak, sodat jy weer naby my kan wees. Miskien moet ek en jy vanmôre het op 'n plek kom wat ons sê, Here, hier is ek, so ek is skaam, Here. Here, U weet waarmee ek besig, maar Here, dankie dat U my roep. Here, dankie dat U my roep. Here, U het nog nooit my afgeskryf nie. Here, U het nog nooit U rug op my gedraai nie. Here, U roep my, en wanneer die Here roep, moet jy antwoord en sê, Here, hier is ek. Here, ek is skuldig. Here, vergewe my. Kom bedek my skaamte met die bloed van die lam. En elke keer maak hy vir jou plek aan sy tafel. Kan ek gou 'n amen hoor? Ek het geweet jy gaan vanmôre stil wees, maar ek het nie gedink jy gaan so stil wees nie. Nommer 4. Die prys van sonde. Sonde vernietig. Punt. Ek het by ons winkel so 'n groot kleerling vrou gehad. Sy het altyd gesê, man, sonde maak jou lelik. Het jy al gesien hoe kan sonde lelik maak? Sonde vernietig. Kom, ek gaan jou gou 'n paar voorbeelde gee. Ek lees daar in Genesis, Adam en Eva. Hulle sondig teenoor die Here. En weet jy wat doen die Here? Hy vernietig daardie volmaaktheid wat in die tuin was en hy stuur hulle uit. Ek lees verder van 'n man met die naam van Samson.
Samson het die krag gehad en die wysheid om te kan doen wat die Here van hom verwag het, maar die oomblik toe hy sonde, weet jy wat doen die Here? Hy vernietig sy krag, hy vernietig sy sig en hy sterwe. Hoor gou wat ek vanmôre vir jou wil sê, sonde vernietig mense elke keer. Ek dink aan 'n dorp met die naam van Sodom en Gomorra. Hulle is vol sondes en die Here kom en hy vernietig hulle met swaal en vuur, want die Here sê sonde kos 'n prys. Sonde moet altyd en ewig vernietig word. Ek dink aan die Nuwe Testament van 'n man met die naam van Ananias en sy vrou Safira. Hulle doen sonde teenoor die Heilige Gees, hulle jok vir die Here en weet jy wat doen die Here? Die Here vernietig hulle sterf en ek sê nie die Here maak dood nie. Ek sê sonde vernietig elke keer mense se lewens. Onthou jy vir Agan? Josua sê hulle mag niks vat hierson nie. En Agan vat dit en hy steek dit weg hier onder in sy tent en die Here vernietig nie net vir Agan nie, maar sy hele familie, sy hele nageslag. Hoekom? Want sonde vernietig, punt. Ek leer die Israeliete vir 40 jaar trek hulle nie rond en hulle bly sondig teen die Here en hulle bly sondig teen die Here en 'n hele geslag word vernietig. Want die Here sê sonde het 'n prys. Moses sondig en die Here sê, weet jy wat? Jy gaan nie die beloofde land sien nie. Want sonde vernietig. Kry jy die prentjie vanmôre? Sonde vernietig. Maar ek het weer vir jou goeie nuus vanmôre. Johannes 1 vers 19 sê as ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons sondes te vergewe. En wanneer ek besig is met 'n vernietigende sonde in my lewe en ek my hand opsteek en sê Here red my, dan verander hy vernietigheid in 'n ewige lewe. Wil jy 'n voorbeeld hê? Die verlore seun het sonde gedoen. Sy lewe is vernietig. Hy sit by die vark en eet pele. Jy kan nie meer vernietig as dit kry nie. Maar toe hy omdraai en terug na sy vader toe kom, toe word die stoeplig aangesit. Hy kry 'n ring aan sy vinger. Hy kry skoene vir sy voete. Hy kry nuwe kleed. Want sonde vernietig, maar Jesus maak mooi. Die man aan die kruis het 'n klomp vernietigende dinge gedoen. En op hierdie oomblik word hy gekruisig, sy lewe is vernietig en as gevolg van die genade van Jesus Christus gaan hy paradys toe, gaan hy hemel toe. Hoekom? Want sonde vernietig, maar Jesus maak mooi. En ek weet nie waarmee is ek en jy besig nie. En wat het skeiding gebring en wat het dood gebring en wat maak ons skaam nie en wat is besig om te vernietig nie. Hou goeie moed. As ek my sondes bely, dan maak Jesus mooi. Jesus maak mooi. Nommer 5. Die 5de prys wat ek en jy moet betaal, sonde lei tot die verderf. Sonde lei tot die verderf. Wat is verderf? Verderf is 'n totale afbreek en die vernietiging van 'n mens se gees, sy siel en sy liggaam, sy innerlike en sy uiterlike deur een ding, deur die sonde wat ek en jy doen. Sonde lei altyd tot die verderf. 2 Tessalonisense 1 vers 9 sê, hulle sal ons straf en hulle sal ondergaan in 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en weg van die heerlikheid van God. Wanneer ek en jy besig is met sonde, word ons weggedryf na een plek toe en dit is die verderf. Hoor gou wat sê die Bybel. Filippense 3 vers 19 sê, en hulle einde, hy praat van hulle wat besig is met verkeerde dinge. Hy sê en hulle einde is net een plek, die verderf. 1 Korintiërs 5 vers 5. Hy sê en so iemand wat sonde doen, aan hulle einde sal daar net verderf wees. Matteus 7 vers 13. Hy sê en gaan in deur die nou poort, want breed is die poort wat na die verderf lei. Die verderf is net een plek, dit is die hel, die plek wat uitgekoop is vir Satan en vir sy demone, 'n plek weg van die Here, 'n plek wat 'n poel van vuur is, waar 'n geween en 'n geknars van tande wees, waar daar 1000 jare van verdoemenis gaan wees, 'n plek van straf, 'n plek van ewige duisternis, 'n plek van gevangenis. Ek weet nie van jou nie, ek wil nie my voete naby die verderf sit nie, maar as ek en jy sondes op aarde hanteer en dit akkommodeer, is daar een prys wat ek en jy gaan betaal en dit is die verderf.
Die Nuwe Testament praat van Hades, of die vallei van Gemma, of die Tartorda, die gevangenis, die plek van bose, die plek wat voorberei is vir Satan en vir sy demone. Ek weet nie van jou nie, ek is bloedgewas, ek is 'n koningskind. Die sonde se prys is nie die moeite werd nie. Amen. Maar ek het goeie nuus vanmôre vir jou. Lukas 9:56 sê, want die Seun van die mens het nie gekom om die mens se lewe te verderf nie, maar om die lewe te red. Hy het die sleutels van die doderyk gekry, hy het die dood oorwin, hy het die prys betaal, en geen sondes wat jy op aarde kan doen, kan Jesus nie vrymaak en kan vergewe en jou lewe kan red nie. En daarom wil ek volgende week bietjie met jou praat oor die hemel. Ek wil met jou praat oor jy moet dit nie mis nie. Dit gaan 'n besonderse plek wees. Wanneer ons op vakansie gaan, dan doen ons moeite om uit te vind na die land waar ons gaan, hoe dit daar lyk en wat hulle eet en hoe heerlik en hoe mooi dit gaan wees en wat ons daar gaan doen. En wonder ek baie keer of ons in hierdie gejaagde lewe van ons ooit daaraan dink hoe heerlik dit in die hemel gaan wees. Daarom wil ek nie net hel preek en sonde preek nie. Ek wil dit vir jou die moeite werd maak om die Here te dien. Jy moet nie so bang wees vir die hel dat jy tot bekering kom nie. Jy moet so uitsien na die hemel dat jy tot bekering kom. Tweede laaste punt. Die prys van sonde. Sonde beïnvloed ander. Moet nooit dink dit wat jy in die stiltyd agter jou selfoon doen, of in jou kantoor doen, of in jou huis doen, of dit waarmee jy besig is, gaan nie ander mense beïnvloed nie. Eva eet 'n appel. Ek en jy kry vandag nog swaar. Hoor jy my hart? Hoor gou wat sê die Bybel. Romeine 5:12. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur een sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgebring. Dit wat ek en jy doen, beïnvloed die mense rondom ons. 1 Korintiërs 5:6 sê, dat 'n bietjie seer deeg, die hele deeg gaan suur maak. En dit waarmee ek en jy besig is, gaan ons hele familie, ons hele huisgesin, ons hele gemeenskap, dit kan 'n hele kerk beïnvloed. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, is jou sonde die hel werd? Is die prys waarmee jy besig is dit net eenvoudig nie te groot nie? Ek en jy word beïnvloed deur ander mense. En dit waarmee jy vanmôre mee besig is, beïnvloed jou geliefdes. Dit beïnvloed jou families. Dit beïnvloed jou gemeenskap. Dit beïnvloed jou kerk. Niks wat jy doen bly privaat nie. Dit versprei, dit beskadig, dit beïnvloed. Maar ek het ook vanmôre vir jou goeie nuus. Romeine 5:20 sê, waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. En as jy vanmôre besig is met ongeruimdheid en besig is met dinge wat mense om jou beïnvloed, dan wil ek jy moet vanmôre sê, Here, vergewe my. Here, ek het genade nodig. Here, ek kan sien dit waarmee ek nou besig is, my hele familie omkrap, my hele huisgesin vernietig. Dit is besig om my hele gemeenskap te beïnvloed. En dan sê Here, ek vra genade. Weet jy wat doen die Here? Hy gee dit. Hy gee genade, want die Here wil red en hy wil verlos. Ek het nog nooit vir so 'n stil kerk gepreek nie. Is julle hier? Hallo, werk hierdie ding, Jaco? Sê aan. Ek sluit af. Ilse, as ons sê amen, is ek hier agteruit. Seker die belangrikste prys wat jy gaan betaal vir sonde. Dit ontbreek my aan die heerlikheid van God. Hoor my hart vanmôre. Skeiding is sleg, maar dit is maar alright. Die dood, dis sleg. Maar dis seker maar wat ek moet hanteer. Skaam wees is nie lekker nie, maar as ek sonde doen, moet ek skaam wees. Die vernietiging en die verderf en die beïnvloed deur ander, ek kan dit nog hanteer. Maar ek wil nooit ontbreek word aan die heerlikheid van God nie. Ek wil nooit ontbreek word aan die heerlikheid van God nie. Wat beteken ontbreek? Die woordjie wat hier gebruik word beteken dat wanneer iemand met 'n pyl en boog vir 'n teiken skiet en hy skiet hom mis.
Die teiken is gemis. Ek het ontbreek om die bullseye te tref. Ek het ontbreek om te doen wat van my verwag word. Ek het ontbreek en nou daar sekere dinge gebeur. Ek het myself ontbreek aan die heerlikheid van die Here. Miskien vra jy vanmôre, wat is die heerlikheid? En ek dink ons het dit al 1 of 2 keer daaroor gepreek. Die heerlikheid is daardie ou Griekse woordjie, die doxa. Dit is die sigbare openbaring van wie God is. Sy krag, sy majesteit, sy liefde, sy teenwoordigheid, alles wat die Here het, wat hy aan ons openbaar. En ek weet nie van jou nie, ek kan nie sonder die heerlikheid van die Here nie. En nou kom die Bybel en hy's baie eenvoudig en ek wil dit nie uittrek vanmôre nie. Romeine 3:23 sê, want almal het gesondig en as jy sondig ontbreek jy aan die heerlikheid van die Here. Dit beteken dat God se majesteit nie vir jou geopenbaar kan word nie. Dit beteken dat God se heiligheid nie vir jou sigbaar is nie. Dit beteken dat God se krag nie tot jou beskikking is nie. Dat God se liefde nie na jou toe kan neerdal nie. Dat sy teenwoordigheid nie naby jou kan kom nie. Ek weet nie van jou nie, maar die sondes van die wêreld is te eenvoudig dat ek dit moet betaal met so 'n duur prys om die heerlikheid van God dalk te mis. Moses bid, hy sê, Here, wys my tog u heerlikheid. Show me your glory. En die Bybel vertel ons dat vandat Moses die heerlikheid van God aanskou het, was sy lewe nooit weer dieselfde nie. En het die heerlikheid van God uit sy lewe uitgevloei. Weet jy wat is die probleem? As ek en jy mis aan die heerlikheid van die Here, kan God se heerlikheid nie deur ons weerspieël word, sodat ander mense verheerlik kan word nie. En ek weet nie van jou nie. Ek kan nie uitmis op die volheid van God nie. Ek kan nie uitmis op die volprentjie van wat God is nie. Maar ek het weer goeie nuus vir jou en dan sluit ons af. 2 Korintiërs 3 vers 18. Hy sê, en terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here en sy Gees. Kom ek weet jy ken dit, maar kom ek verduidelik dit gou vir jou. Hy sê ons almal, hy praat van my en jou. Ek en jy wat bloedgewas is. Hy sê wanneer ek en jy met 'n onbedekte gesig, onthou jy in die Ou Testament, moes die profete en die priesters moet hulle gesigte bedek het wanneer hulle in die allerheiligste ingaan. En nou kom hierdie versie en sê dat ek en jy het nie nodig om ons gesigte bedek nie. Die heerlikheid van die Here is juis vir die kinders van die Here. Die heerlikheid moet juis op ons neerdal. Die heerlikheid moet juis ons lewens kom vul. En nou sê die Bybel dat wanneer ek en jy die teenwoordigheid van die Here ingaan met hierdie onbedekte gesig, dan kyk ons in die spieël soos in die Here om te kyk hoe moet ons verander, hoe moet ons wees, hoe moet ons vergelyk met dit wat ons sien. Hy sê en hoe meer jy in God se teenwoordigheid kom, hoe meer jy sy heerlikheid aanskou, hoe meer word ek en jy verander van gedaante na die heerlikheid van die Here om soos Jesus te kan wees. Ek weet nie van jou nie, hoe minder ek sonde doen en hoe meer ek by Jesus uitkom, hoe minder ek verkeerd optree, hoe meer ek in die spieël kyk, begin ek reflekteer wat ek in die spieël sien en ek begin om God se heerlikheid in my eie lewe te reflekteer. Ek het goeie nuus vanmôre vir jou. As ek en jy by Jesus uitkom, as ons meer by Jesus kom, meer in die spieël kyk van sy heerlikheid, dan word ons soos Jesus en sal sy heerlikheid in ons lewens geopenbaar word. Ek het 'n eenvoudige boodskap vanmôre. Dis nie 'n diep boodskap nie, die boodskap is eenvoudig. Daar's 'n prys vir sonde en die prys is net te duur. Die prys is net te duur. Miskien sit jy vanmôre hier en jy sê, "Sjoe, pastoor, hierdie boodskap het niks vir my hart gedoen nie. Ek is reg." Of miskien sit jy vanmôre hier en sê, "Sjoe, en ek sê dit altyd, as ek vanmôre vir een mens kan preek, dan het ek my doel bereik." En terwyl ons almal vir 'n oomblik ons oë sluit en kom ons wees vir 'n oomblik net met onsself en met die Here besig. Miskien sit jy vanmôre hier en jy sê, "Sjoe, pastoor, jy het net vanmôre met my gepraat. Here, ek is besig met verkeerde goed. Ek is besig om sondes te akkommodeer.
So nie eers my man of my vrou of my kinders weet waarmee ek besig is nie. En ek kan die skeiding sien, ek kan dit voel. Here, ek kan die dood wat daar in my lewe is ervaar en ek het skaam geraak om naby U te kom. Here, ek sien die vernietiging in my eie lewe en ek sien hoe dit ander mense beïnvloed en ek is op pad hel toe, Here. Maar Here, die grootste is, ek ontbreek aan die heerlikheid. Terwyl almal se oë gesluit is, wil ek net hê jy moet vinnig jou hand opsteek. Ek gaan jou nie uitroep nie, hier is tussen jou en die Here. Reg oor hierdie gehoor is daar hande wat vanmôre opsteek. En Here, ons het vanmôre by elke prys het ons goeie nuus gehad. Here, want die evangelie van Jesus Christus is en bly die goeie nuus. Jy kan jou hand laat sak. En ek wil vanmôre, Here, wil ek kom bid vir mense wat vanmôre 'n besluit geneem het om te sê, Here, ek is klaar met sonde. Here, ek is klaar met dit wat my lewe besig hou en die sondes wat ek akkommodeer. Here, ek is klaar daarmee. Here, ek skud vanmôre die stof van my voete af en ek sê, Here, tot hier toe en nie verder nie. Die sonde is te duur. Ek kan dit nie meer betaal nie. Here, ek wil bid dat U julle hand vanmôre sal vasgryp. Dat U julle sal help in hierdie grootste besluit wat hulle in hulle lewe kan maak om hulle rug te draai vir die wêreld en terug te hardloop na Jesus toe. Here, dankie dat ek weet dat U ons ontvou. Dat U ons 'n nuwe kleed gee, dat U ons 'n ring aan ons vinger en skoene aan ons voete gee en dat die vetgemaakte kalf ook vir my en U geslag sal word. Here, my gebed is, maak ons onrustig by sondes. Here, help ons om daarvan weg te vlug, soos wat die Bybel sê. Here, want die prys is net eenvoudig te duur. Here, mag ons nooit sê, ons het nie gehoor nie. Here, mag ons nooit sê, ons het nie geweet nie. Here, die PQ van sondes kan dalk net ons lewe kos. Here, dankie dat ons vanmôre kan bid. Nie net vir hulle wat hande opgesteek het nie, maar vir elke persoon in hierdie gehoor. Dat ons lewe so sal inrig, dat ons sal kan hemel toe gaan. Dat ons lewe so sal hanteer en kan akkommodeer, sodat ons nie die ewigheid in die hel gaan eindig nie, maar by Jesus. Here, dankie dat ons vanmôre na hierdie woord kon luister. Dankie, Here, vir 'n waarskuwing. En al die lof en al die eer kom aan Jesus. Amen en amen.